Ons trek nou by die laaste gedeelte van Numeri, en as ons kan onthou wat die vorige lesies was, is ons het gesien dat die volk is nou op pad om in die beloofde land in te beweeg, en maar hulle kla toe alweer dat hulle is honger en hulle is dors op pad na die land toe, en toe hulle by die land kom, toe het van die volk gesê, nee, ons gaan dit nie in besit kan neem nie, want daar's reëse, en toe as gevolg van hulle ongeloof het hulle toe nou nie in die land in beweeg nie. So jy lees eintlik die rukkie van waar hulle vanaf berg Saai beweeg het tot by Kanaan, en God sê nee, en dan gaan dit ook oor die stukkie waar hulle 40 jaar in die woestyn is, en nou is dit weer tyd om in die land in te beweeg. En jy sien op pad na die land toe, het hulle vir klomp mense gevra soos Edom en die Amorite of hulle asseblief deur hulle land kan beweeg, en elke keer was daar vir hulle gesê nee, en dan moes dan die volke vir Israel aangeval, en God het elke keer ingespring en hulle gehelp. En ons het regdeur gesien tot waar hulle by Baal Peor begin aanbid het, en dit was as gevolg van die Midianiete, en God het toe gesê, okay, gaan tref die Midianiete. Ek wil sê met die banvloek, maar dis nie eintlik wat daar staan nie, maar hy het gesê, gaan maak hulle dood, en dis vir ons nou trek. So hierso het ek 'n map ingesit van hoe dit gelyk het, daai wat ek omkring het, was die grond wat aan die Midianiete behoort het, so hierdie stukkie grond behoort nou aan Israel, en 3 van die boeties, of ek sal sê volke, Manasseh, Gad en Reuben, vra toe of hulle asseblief hierdie stukkie grond kan kry, want dit is goeie grond vir hulle vee. En volgens Moses is dit toe nou nie 'n goeie idee nie, ek het daar gesit, Moses het eers nie daarvan gehou nie, want hy het gesê, vers 6, dat as hulle broers oorlog voer, gaan hulle hier bly en nie help nie, en dan sê hy nou hierdie 3, dit gaan die rede dan wees, waarom die Israeliete dan nou vir 'n tweede keer, weer eens nie in die Israel in besit gaan neem nie, of dan nou Kanaan. Vers 15 sien jy, as julle van hom afvallig word, sal hy hulle nog langer in die woestyn laat bly, en julle sal hierdie hele volk te gronde laat gaan. So Moses dink dit is 'n goeie idee nie, want as hulle nou al hierso begin 'n grond uitdeel, gaan die res van die volk ook net hier wil grond vat, en dan gaan God weer eens sê, hulle mag nie in die land ingaan nie. Maar die 3 volke, die 3 broers het toe gesê, nee, hulle sal net hulle vee en hulle familie daar los, hulle sal oor die Jordaan gaan, en Israel help om Kanaan in besit te neem. Okay, so hierso, ek gaan amper sê dat Numeri sluit so half af, dat Moses herinner net die volk, die journey wat hulle nou al beleef het, en hierso het ek so klein uiteensetting van waar hulle in Ramses was, al die pad nommer 2 Sukkot, dis nou die plekkie se name waar hulle gekom het, die 3de een was Etam gewees, al die pad deur tot by nommer 18, waar hulle by die gronde van die Amorite gekom het. Nou wat se les het die volk by elkeen van hierdie dorpies geleer? Kom ons kyk gou-gou. Toe hulle nog in Egipte was, het ek hierso gesit, onthou toe julle uiteindelik vry geraak het van julle slawerny met die 10de plaag, waar julle eers moes Paasfees hou, voor julle uitgetrek het. En God het julle die lang pad laat loop, anders het julle oorlog gesien en teruggehardloop na Egipte toe. Orals waar hulle beweeg het, was God saam met hulle in die wolk en in die 4 kolom. So Moses doen ook net so kort opsomming van toe hulle in Ramses gekom het, wat het daar gebeur, toe hulle in Sukkot gekom het, wat het daar gebeur, toe hulle in Etam gekom het, wat het daar gebeur. So toe hulle in Etam gekom het, lees jy die stukkie van waar God met hulle saam beweeg het in die wolkkolom en in die 4 kolom. En in die volgende dorpie sê Moses, al het Farao julle agterna gesit nadat hulle eersgeborenes begrawe het God 'n bonatuurlike weg gemaak. Julle kon deur droë grond loop, deur die Rooi See, en jy lees dit in Eksodus 14 vers 22. Nou julle het wel bitter water gekry in die woestyn, maar wanneer julle saam God loop, is daar altyd 'n rede vir sy plan. Hy wys vir julle by Mara dat, want ek het in rooi gesit, so wat leer hy vir hulle hierso? Ek is die Here wat jou gesond maak, en hierso het God homself geopenbaar as Jehovah Rapha. Dan het die journey gekontinueer, en onthou, nadat hulle by Mara was, het hulle 12 fonteine net so om die draai gekry. God het geweet, daar is genoeg waterfonteine net om die draai, maar somtyds is hy besig om jou te beproef. Nie vir hom om te sien wat jy gaan doen nie. God is alwetend, hy weet wat gaan jy doen. Dit is sodat jy jouself kan leer ken, en kan leer om op jou God te kan vertrou. En onthou daarna het hulle toe nou weer gekla, het gekla van water, en toe daarna te kla hulle van manna. Nou wanneer jy honger raak, hou op om terug te dink van hoe beter jou verlede was. Vertrou God, vertrou sy storie. Hy het 'n land van melk en honing in gedagte vir jou, maar dis 'n journey om daar uit te kom. Dis 'n journey waar jy jou God leer ken, en tussendeur sal hy voorsiening stuur vir jou behoeftes. En hier het ons gesien hoe God
vir die volk manna en kwartels gestuur het. En onthou daarna toe die Amorite hulle van agteraf aangeval en het ek gesê, gedurende julle journey gaan die vyand aanval, maar doen wat God sê en hy sal vir jou 'n deurbrok gee. Toe hulle Moses moes sy arms in die lug hou het en solank as sy arms in die lug was, het hulle die Amorite gewen. En toe daarna toe kom hulle by berg Sainai en toe ontvang hulle die wette daarso en hy sê ek kom stop by God se voete en leer waarvan hy hou en waarvan hy nie hou nie. Hy verlang net dit wat goed is vir jou, maar volg die blueprint van die mens en jy sal geseënd wees. Nou al weet jy wat is God se wil vir jou lewe, is ons as mens steeds geneig om ons vleeslike begeertes na te jaag. Onthou julle hierso het hulle weer gekla van hulle is nou al moeg vir manna, hulle soek weer 'n bietjie vleis en toe het God vir hulle daai verskriklike baie kwartels gestuur. Nou en God, wat het God vir hulle gesê? Hy het gesê of laat ek so sê, God het hierso toe 'n hele klompie mense doodgemaak en hulle gaan begrawe. En dis hoekom ek hierso sê, gaan begrawe jou vleeslike begeertes en vergeet van jou vorige lewe. Jou vleeslike begeertes gaan jou agteruitgang veroorsaak. Volg God en vertrou op hom. En onthou julle daarna het Miriam en Aaron vir Moses aangevat en ek sê so, ja, jy gaan seer kry gedurende jou geestelike loop saam met God. Somstyds is dit die mense die naaste aan jou wat die seerste maak, maar maak soos Moses gemaak het, gaan na God toe sodat hy vir jou die probleem kan uitsorteer. Nou, wanneer jy nie op God vertrou nie, en jy vertrou nie in sy beloftes en dit nakom nie, en jy vertrou nie dat hy die reëse in jou lewe gaan verslaan nie, dan gaan jy jou destiny delay. En hoekom ek dit sê, onthou nou die volk was op pad om in die beloofde land in te gaan, maar hulle het hierdie verskriklike reëse gesien en hulle het nie geglo. Onthou al die pad het God gesê ek gaan vir julle 'n land gee en hulle het dit nie geglo nie. So dit het gegaan oor geloof en dit het gegaan oor hulle het gevoel hulle so sprinkane in hulle oë want hulle was reëse gewees en as gevolg van dit het hulle toe nou 40 jaar in die woestyn rondgeloop. So God se plan vir Israel was om in die beloofde land in te gaan, maar hulle het dit toe nou delay met 40 jaar. Daarom sê ek hierso, as jy nie op God vertrou nie, gaan jy jou eie destiny wat God vir jou het ook delay. En dan het ek net hier ingesit waar Miriam dood gegaan het en dan waar Aaron ook dood gegaan het. Onthou Moses is nou besig om met die volk te praat en vir hulle die hele journey net weer te recap. En dan op die einde sien ons ook weer die storie van die slange, wat in die vorige lesie was. God het aan die kruis gesterf, sodat ons verlos kan wees van al ons vleeslike begeertes. Wees geduldig, op die regte tyd sal God se plan realiseer. En dan jou vyand sal val, of dit soos 'n berg voor jou, of soos 'n reus lyk, wat baie groter is as jy. God sê, moet nie na jou situasie kyk en vrees nie, want onthou hierdie was reuse, hulle was bang vir hulle gewees. Okay, so nou is dit uiteindelik tyd om in die land in te beweeg. Ek sê so, finally after 40 years, here is your land. So nou kyk hulle na die land, maar nou moet hulle eers gou die land opdeel en hierso het ek so 'n paar versies ingesit. Ek sê, wanneer hulle in die land inkom, moet die land verdeel word tussen die 12 stamme. Numeri 26 vers 53 staan, vir hierdie mense moet die land as erfenis verdeel word, volgens die getal name. Vir die wat baie is, moet jy hulle erfdeel groot maak, en vir die wat min is, moet jy hulle die erfdeel klein maak. Aan elke stam moet sy erfdeel volgens sy geteldes gegee word. Vers 55 sê, nogtans moet die land deur die lot verdeel word. En wat hierso staan is, ja, elkeen wat in die land ingaan, gaan 'n stukkie grond kry, behalwe daai 3 wat nou klaar buitekant 'n stukkie grond gekry het. En waarom was party van hulle groter en anders en kleiner gewees? Dis hulle het gekyk hoe groot is die stam en hoeveel getalle mense was daar, maar dit was ook volgens die lot. So jy kon nie gekies het waar jy jou stukkie grond gekry het nie, hulle het dit oorgelaat vir lot, en dalk het hulle weer eens die Urim en die Thummim gebruik hierso, om te kyk dat wie kry wat se stukkie grond, en wie was verantwoordelik om die grond op te verdeel. Jy sien dit in Numeri 34, Eleazar, onthou dit is nou die nuwe hoofpriester, Joshua wat nou die nuwe leier is in die plek van Moses, en die owerstes uit elke stam moes die verdeling gedoen het. Dit staan in Numeri 34 vers 17. Nou wat van die Lewiete? Wat kry hulle? Want as jy nou hier so mooi gaan kyk op hierdie map wat ek hier so neergesit het, nêrens is daar 'n stukkie grond wat die Lewiete kon gekry het nie. Numeri 18 vers 20 sê God aan Aaron, jy sal in hulle land nie erwe nie, en jy sal geen deel onder hulle hê nie. Ek is jou deel en jou erfenis onder die kinders van Israel.
Maar God kyk steeds na die Lewiete se behoefte. Hoekom sê ek so? Die eerste ene het ek hier gesit, hulle ontvang die tiendes wat aan God gegee word, dit staan in Numeri 18 vers 21, en kyk, ek gee aan die kinders van Levi al die tiendes in Israel as erfdeel vir hulle dienswerk wat hulle verrig, die dienswerk van die tent van samekoms, en dan sien ons nou hier waar ons nou trek, Numeri 35 vers 2, gee bevel aan die kinders van Israel dat hulle aan die Lewiete van hulle erflike besitting stede gee om te bewoon. So God sê vir die res van die stamme, gee vir die Lewiete ook grond en ook weiveld, en op die einde het hulle 84 stede gekry, waarvan 6 van daai stede vrystede was. Want ons het al reeds gepraat oor vrystede. Hier het ek weer eens die rooi is onderstreep wat die vrystede was. Numeri 35 vers 15. Vir die kinders van Israel en die vreemdeling en die bywoner onder hulle moet hierdie 6 stede as toevlug dien, sodat elkeen daarheen kan vlug wat per ongeluk 'n mens doodgeslaan het. En jy sien dit ook in Deuteronomium 4 vers 41. En dit is dan nou die einde van Numeri. Ek het hier op vers 1 gesit, en jy mag die land waar jy in woon nie verontreinig nie, omdat ek daarin woon, want ek die Here woon in die midde van die kinders van Israel. So dis dan nou die einde van Numeri, maar terwyl ek so deurgegaan het, daar iets in my getref, en ek het dit hierso vir julle uiteengesit. Onthou julle die storie van die tabernakel, en alles wat binne die tabernakel gesit moes word, en die spesifikasies rondom dit. Sien ons in Exodus gee God vir Moses die presiese blueprint van hoe die tabernakel en sy items moet lyk en die funksie van elkeen. Dan sal jy sien dat in Exodus praat hulle oor die reukaltaar, Exodus 30 vers 7, en Aaron die hoëpriester moet daarop reukwerk van spesery aan die brand steek elke môre as hy die lampe regmaak. Vers 9 sê julle mag daarop geen vreemde reukwerk of brandoffers of spysoffers bring nie. En in Levitikus sien ons waar die priesters moes begin werk het hulle een van God se voorwaardes nie nagekom nie, en 2 van Aaron se seuns het gesterf as gevolg van dit. Jy sien dit in Levitikus 10. So nou het ek gesê aan die linkerkant is hoe die reël was, en oor dat die 2 seuns nou toe aangejaag het, as ek so kan sê, toe verander die reël. Jy sien dit in Levitikus 10 vers 6. Laat julle hare nie loshang nie, en maak geen skeure in julle klere nie, dat julle nie sterwe nie. Nou dit is eintlik sê God vir hulle, as jy vir my werk, lyk ordentlik. Vers 9 sê, moenie wyn of sterk drank drink nie, dat julle nie sterwe nie. So God sê eintlik vir hulle, wees by julle volle bewussyn as julle vir my werk. En dan vers 10 sê, en julle moet onderskeid maak tussen heilig en wat onheilig, en tussen wat onrein is en wat rein is. En dan sê ek ook hier, so God sê vir hulle, besef voor wie jy staan, moet nie offers aan God bring, soos die Kanaaniete dit gedoen het nie, want onthou julle, rein en onrein gaan oor wees anders, wees heilig. Ons is nie soos die res van die volke waar julle nou in bly nie. En nog 'n voorbeeld van waar die wette kan verander het, nie daar verander het nie, julle gaan nou sien wat ek probeer sê hierso. Die reël in Numeri kan jy sien dat Korag, 'n Lewiet en 250 van sy mense kry hoogmoed, en hulle sê aan Moses dat dit wat Moses en Aaron doen, kan hulle ook doen. Maar jy kan duidelik sien dat Korag se hart was lelik geweest soos hy het vir Moses aangevat het, maar die volk, toe word Korag mos doodgemaak en die volk kla nog steeds daarna, en God wys met Aaron se staf dat hy het vir Aaron uitgekies. En dan lees jy daarna in Numeri dat van die reëls het toe nou verander. Numeri 16 vers 38 word daar opdrag aan Moses gegee om die altaar toe te maak met Korag en sy manne se vuurpanne, sodat niemand meer toegang het tot die vuur nie, behalwe Aaron en sy seuns. En dan die hoofstuk daarna, sien jy in hoofstuk 18, kan jy sien hoe het God die reëls aangepas vir die Lewiete. 18 vers 7 sê, maar jy en jou seun saam met jou, moet julle priesterampt waarneem met betrekking tot al die sake van die altaar en van die binnekant van die voorhangsel. Die res van die Lewiete is slegs daar om Aaron te dien. So hierso kan jy sien dat God gee die reëls, en dan gebeur daar elke keer ietsie, en dan verander hy die reëls. Nou dalk het jy al iets raak gelees in die Bybel, en gedink daar is 'n contradiction, of soos hierso dan die Bybel sê, God verander nooit nie, maar hier verander hy sy wette. Nou baie mense sal dit probeer verduidelik as, wel daar het dalk 'n fout ingekom met die oorvertaling. Nou, ek gaan sommer nou al twee hierdie gedagtes aanspreek. Indien daar 'n oorvertalingsfout ingekom het, of baie mense sê dat die boeke soos Enoch moet deel wees van die Bybel, dan is my antwoord rondom dit, dink jy nie die God wat die sterre gespreek het, die God wat die see in sy krag geskaap het,
die God wat mense uit die dood uit laat opstaan het. Dink jy nie dat daardie God kon in 2000 jaar nie 'n klein vertalingsfout al reggestel het nie, of 'n boek in die Bybel gesit het wat hy graag daar wil hê nie. Nou as ons nuttige mense nie iets kan verstaan van God se storie nie, moet ons pas op dat ons nie God klein maak deur ons menslike verduideliking daarvan nie. Pas op dat jy nie dalk die krag van God se woord wat dan nou die Bybel is wegvat nie, want as daar 'n oorvertalingsfout is, kan party mense sê, wat se ander foute is daar dan in die Bybel? Nou hier sien ons dat God gee aan Moses reëls rondom die altaar. 'n Bietjie verder in die storie maak Aaron se kinders droog en God pas die reëls aan. 'n Bietjie verder in die storie en Korag challenge vir Moses en eintlik indirek challenge hy vir God en daarom word die reëls weer aangepas. Nou toe ek op skool was daar vir die seun se reël gewees. Die reël was hou jou hare kort en netjies. Nou die seun sal dan die reël challenge en 'n ander kat byvoorbeeld kry. Dan sal die skool sê, okay, seuns hou julle hare kort en netjies en geen ander kat nie. En dan nie lank daarna dan kom die kinders byvoorbeeld daaraan met 'n comb-over. Dan sal die skool weer sê, okay seuns, hou jou hare skoon en netjies, geen ander kat nie, geen comb-over nie. Nou kan jy sien wat ek probeer wys hierso. Die oorspronklike reël is eintlik alreeds opgesom, maar ons as mens hou daarvan om te challenge. Wie van julle het al in julle lewe gevra, maar hoekom? Kan julle sien ons is geneig om te challenge. Nou die oorspronklike wette wat aan Moses gegee was, ek God gaan by julle kom bly. Wees heilig, want ek is heilig. Maar ons vergeet hoe groot God eintlik is en die Israeliete het ook vergeet. So dis nie dat die wet verander het nie. God moes net 'n bietjie meer verduidelik het, want hy wil nie hê dat nog mense moet doodgemaak word nie, want wat ek al in julle vorige lesies ook gesê het, onthou as God 'n reël deurgee, bly hy by sy gedeelte. So asseblief julle, ons moet onthou hoe groot is God, want soos julle kan sien, die Israeliete het 'n klomp keer vergeet van hoe groot is hulle God.